Goeiemôre, hartlik welkom vanmôre ook weer by ons oordenking. Mag die Here ook vanoggend gebruik om met elkeen van ons te praat en inderdaad meer te leer wie Christus is, maar ook meer te leer wie ons is. 'n Wonderlike tyd van die jaar, die lydingstyd, ja, 'n tyd van verdieping op geestelike gebied, maar ook 'n tyd van aansporing om meer toegewyd te lewe. Want ek glo daar waar ons kyk na wat ons Verlosser vir ons betaal het, kan dit nie anders nie dat dit 'n mens se lewe so diep raak, dat dit lei tot verandering en selfs ook tot meer toewyding aan hom. Mag dit ook die geval wees in jou lewe. Ons lees vanmôre die verloning van Petrus saam met Matteus 26. Matteus 26, daar vanaf vers 69, as jy dit wil opsoek. Kom ons bid nou eers saam, voordat ons uit die woord van die Here lees. Here, op hierdie pragtige Sondagmôre wil ons U aanbid, omdat U die Here van ons lewe is. Ons wil aan U al die lof en die eer bring waartoe ons in staat is. Ja, Here, ons wil U naam groot maak en prys. Want waarlik, daar is niemand soos U nie. U die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, ja, van alle tye af tot vir altyd. En dan het ons die voorreg om aan U te behoort, om U kinders te wees. En dat ons inderdaad U ons Vader mag noem. Die grootste voorreg wat daar is. Dankie ons Here Jesus dat U dit alles kom moontlik maak het. En hier waarin ons in die lydingstyd so bewus is van wat U moes ly. Vir sondaar mense, ja, ly in die volste sin van die woord, sodat ons verlos kan wees. Wat 'n bepaalde voorreg. Dankie daarvoor. Dankie dat U dit alles kom moontlik maak het aan 'n kruis, en dat ons juis ook vandag uit ons verlossing kan lewe, en saam met die kerk oor alle tye kan uitroep, my Verlosser lewe en ek saam met hom. Here, dit is vir ons die anker waarin ons vashou. Die wete dat ons U kinders is en aan U behoort. Die rots. Help ons ook, Here, om hier verder te gaan en meer vir U te lewe. Meer toegewyd aan U te wees. En so ook hierdie goeie nuus, 'n wêreld wat so op soek is, in te dra, sodat mense sal hoor en mense sal glo. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Matteus 26 vers 69. Petrus het buite in die binnehof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken, ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met die eed gesê, ek ken die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus en sê, dis waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Wat 'n aangrypende gedeelte uit Matteus. Ons tema vanmôre, in ons swakheid voor Christus, leer ons hom ken en leer ons onsself ken. Simon Petrus, watter uitsonderlike figuur. Ons sien vir Simon Petrus die eerste keer
daar langs die see van Galilea. En wanneer ons hom dan daar sien, dan is hy besig om sy nette te herstel en seker so bietjie aan sy boot te werk. En Jesus loop by hom verby en roep hom om saam met hom te gaan. Reeds daar kry hy die volgende boodskap van Jesus. Van nou af gaan julle mense vang. Ek dink Petrus het nie baie mooi verstaan wat dit sou beteken nie. En dan sien ons dat Petrus saam met Jesus loop vir die volgende 2,5, 3 jaar, hier tot aan die einde. Petrus het gedink inderdaad dat hy homself baie goed ken. Immers was hy hierdie geharde visserman van Galilea gewees. 'n Visserman wat uiteindelik geroep is om 'n disipel te wees. Petrus was trouwens ook die een wat daar in Matteus 16 vers 16 bely het dat Jesus die Christus is. Nadat Jesus sy disipels so 'n bietjie uitgevra het oor wie hy is en wie die mense sê hy is. Petrus die een wat toe reeds die opdrag kry en hoor dat hy inderdaad die rots is waarop die kerk gebou sal word. Inderdaad 'n besondere man. Maar dan is Petrus ook die een wat Jesus later sou verloon. Sien ons hierdie gebeure is dit eintlik aangrypend. En so eie aan mens wees. Daar waar die onbekende hom voordoen. En daar waar daar op dinge op die spits gedryf word. Daar verander mense. En daar ontdek 'n mens weer iets van jouself wat jy nie vooraf dalk geken het nie. In die eerste plek sien ons dat Petrus daar verward was en voorgee dat hy nie weet waarvan hulle praat nie. Later gaan hy self so ver en lê 'n eed af. Kan jy glo? 'n Eed, maar ek ken hom nie. En uiteindelik kan hy nie anders nie om sy erns uit te druk deur 'n geskel en 'n gevloek wanneer die manne ook sy Galileese dialek hoor en sy Galileese uitspraak hoor om te sê ek ken hom nie. En dan sien ons Petrus kry die herinnering as die haan kraai. En ons sien 'n platgeslaane Petrus inderwaarheid. 'n Petrus wat bitterlik gaan huil. In hierdie hele proses het Petrus natuurlik weer ontdek dat Jesus die Christus is. Hy het immers reeds in Getsemane gewaarsku om te waak en te bid. Voor dit het hy natuurlik vir Petrus gesê, daar net na die nagmaal wat hy ingestel het, dat Petrus hom sal verloon. En dan is dit hierdie Petrus wat sê, maar Here, ek sal eerder saam met u sterf, voordat ek u verloon. En Jesus wat toe reeds vir Petrus sterk aanspreek, en sê dat hy nie in sy pad moet staan nie. En toe die druk hier is dit Petrus, wat seker eie aan sy aard, maar ook wisselvallig optree, en Jesus verloon. My broer en suster, kom ons luister net weer daarna. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. En toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Wat 'n aangrypende oomblik. Jesus het toe die waarheid gepraat. Inderdaad leer Petrus al meer en meer wie Jesus is. Ons weet dat Petrus die volle pad
saam met Jesus gestap het. Petrus wat eintlik so bietjie van 'n voorganger onder die disippels was en wat partykeer so bietjie die pas aangegee het wanneer hy by Christus was en met Christus gepraat het. En tussen sy eerste woorde daar langs die see van Galilea wat hy van Jesus gehoor het, jy kan dit gaan lees daar in Markus 1 vers 7, kom saam met my, en die laaste woorde nadat hy die gesprek met Petrus gehad het, daar nadat Jesus uit die dood opgestaan het, volg my, vind hierdie ontdekkingsreis van Petrus plaas. Hierdie ontdekkingsreis waarin hy saamstap met Jesus en waarin hy baie mooi sien wie Jesus is, die wonders wat Jesus doen. Die manier hoe Jesus met mense werk, maar dan ook die manier hoe Jesus met hom werk. Wanneer hy vir hom sê, maar jou naam sal nie langer Simon wees nie, maar Petrus, rots. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En uiteindelik, nadat hulle gepraat het oor die verloning, toe Jesus vir Petrus gepraat of hy hom baie lief het, kry Petrus opnuut die opdrag, gaan en vestig my kerk in 'n wêreld. Petrus, wat inderdaad vir Jesus baie goed leer ken het. En waar daar sekerlik ook by Petrus eers hierdie verwagting was van 'n aardse Messias, was Petrus ook die een wat besef het dat hy met die Christus te doen het, die Seun van God, soos wat hy bely het. 'n wonderlike ontdekkingstog. 'n ontdekkingstog wat sekerlik so ingegryp het op elke disipel se lewe, dat hulle elkeen bereid was om daar, voordat die moeilikheid op die horison was, saam met Jesus te sterwe. Soos wat die evangelies dit vir ons so mooi stel. Maar dan sien ons, wanneer die druk toeneem en dinge op 'n spits gedryf word, dan verander alles. Want in die proses leer Petrus ook meer en meer wie hy self is. Geliefdes, die verloning van Petrus, kan ons hom kwaadlik neem? As ons na ons eie lewe kyk, is ons nie baie kere ook maar so saam met die stroom besig om Jesus te verloon nie? Daar waar ek en jy vir hom kan opstaan, daar waar ons vir hom van betekenis kan wees, as ons ons rug daarop draai, is dit nie niks anders as verloning van hom nie, of hoe? Ons is maar dieselfde as Petrus. En dalk is dit nodig dat ons ook weer opnuut ons swakheid, ons broosheid ontdek. Want Paulus stel dit so mooi, wanneer hy met die Korintiërs praat, daar in 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Want sien, ons val mos so maklik. En so maklik raak ons die klits kwyt. En verloor ons dinge. En uiteindelik verloon ons dalk self vir Christus, wanneer die druk daar is. Weet jy, ek dink so baie deesdae aan die vervolgde kerk. Daar waar mense se lewens elke keer op die spel is, as hulle 'n Bybel in die hand neem. Daar waar as mense saamkom, hulle in die geheim moet saamkom, as gemeenskap van gelowiges. Vir ons het dit so maklik geword. My broer en suster, liewe jong mens, liewe kind, ons is so voor. Die ding is, dit lyk my baie kere dink ons, dis sommer so maklik om kind van die Here te wees.
Gewis nie. Gewis vra dit iets. Dit vra na lojaliteit, dit vra na integriteit, en dat ons in hierdie ontdekkingstog van ons eie swakheid en ons eie broosheid in diepe afhanklikheid voor die Here sal staan. En in diepe afhanklikheid, maar net elke dag by die Heilige Gees sal pleit om ons doelgerig te maak in ons volgelingskap en toegewyd te maak aan die Here van ons lewe. Ja, dit vra dat ek en jy sal erken dat ons dalk nie so sterk is as wat ons elke dag meen nie. Dat ons ook moet erken dat ons maar maklik val en dat ons dikwels ons oorgee aan die verkeerde in ons lewe. Dat ons opnuut weer sal luister na ons Here en met toewyding sal luister na ons Here en dan biddend in diepe afhanklikheid aan hom sal lewe. Paulus som dit eintlik so mooi op wanneer hy in sy lied van die liefde Korintiërs 13 so mooi beskryf. Nou sien ons wel 'n geheimnisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. Die een wat ons ten volle ken, is inderdaad ons meester. Hy wat juist deur middel van ons swakheid ons meer wil kom leer wie hy is, maar ook in ons swakheid vir ons op ons broosheid wil kom wys en dat afhanklikheid en absolute vertroue so dikwels van ons gevra moet word 'n nuwe toewyding aan hom, die Here van ons lewe. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre hierdie gedeelte kon oordink waar ons die broosheid van hierdie groot leier in die kerk sien. Ja, Here, 'n mens waar Petrus ook gemeen het dat hy staan en in 'n klein oomblik val hy deur U te verloon. Here, en dan kan ons nie vingers wys na Petrus nie, want ons is ook maar daar. Ons meen ook so dikwels, maar ons staan vas en staan sterk in 'n sekere saak vir U, net om te ontdek dat ons in ons broosheid en ons swakheid U ook maar weer teleurgestel het. Dankie dat U ons elke keer te hulp kom. Soos wat U ook vir Petrus te hulp gekom het, daar nadat U uit die dood tot opgestaan het. En aan Petrus die groot opdrag gegee het om die kerk uit te bou. Dankie dat ons kan weet dat U steeds ons broosheid en ons swakheid ook ken. En dat U ook daar die hande onder ons sit om ons te dra. Ons bid vir hulle wat eensaam en alleen is, hulle wat siek is in ons gemeente, ook ander plekke. Ons dra hulle aan U op, Here, en ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat hierdie tyd deur een of ander diepe beproewing gaan, wat worstel met 'n saak. Here, dra daar en gee U daar ook insig, o Gees wat in ons bly. Gaan ook met ons in hierdie week en seën dit wat ons doen, dat dit ook sal strek tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam. In die naam van Jesus. Amen.